Goeiemôre gemeente. Welkom by ons erediens vanoggend. En die drie enige God groet jou met sy seën. Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Skriflesing kom uit Matteus 2. En ek moet sê die musiek het pas so aan by absoluut die kern van die boodskap van vanoggend uit God se woord, dat dit gaan oor Jesus. In hierdie Kerstyd gaan dit oor Jesus, want ons kan dit so baie dinge maak, selfs in die kerk kan ons Kersfees so baie dinge maak, en wat ons doen en hoe ons uitreik, en dis goeie goeders, verstaan, maar as dit gaan oor dit, en die kern is nie meer Jesus nie, dan verloor jy alles. En ons moet onsself ook maar toets, hoe reageer ons op hierdie Kers-evangelie? Matteus 2, ek gaan lees vanaf vers 1 tot vers 12. Jesus in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra: "Waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys." Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom ewig ontsteld. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Dit is nogal snaaks dat Herodes vra waar die Christus, die Messias, hy is amper die eerste een wat dit sê, gebore sou word. Hulle het hom geantwoord: "In Bethlehem in Judea, want so is dit deur 'n profeet geskrywe. En jy, Bethlehem, gebied van Juda, jy's beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voortkom wat vir my volk Israel 'n herder sal wees." En daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde: "Gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie en as julle hom kry, laat weet my, sodat ons ook aan hom hulde kan gaan bewys." Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek en kyk, die ster wat hulle sien opkom het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal: goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Ek wil veral fokus op hierdie vers 2 en 3. Wat die sterrekykers kom en vra: "Waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys." En toe het koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom ewig ontsteld. Ewig ontsteld. Ja, hierdie tyd is 'n lekker tyd van die jaar, né? Dis so 'n bietjie tyd van breek van die wrede werklikheid van elke dag se bestaan. Ek dink die parlement het moes nou ook al toegemaak, né? So nou hoef ons nie meer so te luister na die politikuste en hulle uitsprake nie. Ons breek so 'n bietjie van die werklikheid, né? En as jy rond beweeg, alles is mooi opgemaak, die winkels lyk goed. Dis persente en mense hou afskeidspartytjies en dis familie wat bymekaar kom, daar word beplan vir Kersdag, al hierdie dinge. So 'n bietjie breek van die harde werklikheid van die lewe. Maar wat help dit net een dag 'n jaar of net 'n Desember? Ware Kersfeesgangers, leef elke dag vanuit die Kers-evangelie. Dit moet jou nie net nou raak nie, maar dit behoort jou 2023 te lei, jy behoort te leef, ook die hele jaar wat kom, uit te sien na 2023, omdat jy leef vanuit die Kers-evangelie.
Maar ons kan net so baie dinge maak. Ons ook met nou gesing ook om God te aanbid, kan soveel dinge maak. En ons kan van Kersfees ook soveel dinge maak. Party mense, waarvoor party mense Kersfees, as almal ware Kersgangers is wat nou Kersfees vier, behoort die kerke elke Sondag oorvol te wees. Nee, as almal ware Kersfeesgangers is. Maar ons weet dis nie die werklikheid nie, want wat is Kersfees vir baie mense? Vir party is dit 'n lekker tyd van partytjie, nee, ons gaan kuier. Nee, en dis nou tyd van jolig wees. Kerspartytjies. Vir ander mense, veral dalk vir ons kinders kan dit 'n Kersgeskenk wees, nee, daai geskenk wat ek kry. Dis waaroor Kersfees gaan. So gelag gister kom van die kinders en hulle sê vir Arnold, Santa, nee, oor sy wit baard. Santa. Nee, gaan oor die persent, maar Arnold sê, ek is die Santa nie. En die partytjies ook, jy sien maar die mense hou ook maar lekker partytjies, nee, ek dink, Christian moes daar 'n ou bietjie kalmeer, wat aan nou wil gaan uitsort het, en hy was lekker hoog gewees, nee. Maar daar was ook wonderlike ander mense, wat absoluut Kersfees vier. En, party mense kan Kersfees dalk 'n uitdaging wees, nee. Ek dink nou veral in die moslems, ouens van ander gelowe, nee, die hele wêreld word meegevoer. Dis hoekom dit vir my 'n wonderlike tyd ook is van getuienislewer. Van Christus, God het mens geword. Ek het al dit 'n paar keer vertel, maar dit bly my so by. Ek was een keer in 'n kettingwinkel gewees en daar was 'n Indiër man en sy seun wat daar was en die seentjie het so kyk na die Kersgeskenk en ek sê, wil sy pa nie vir hom koop en natuurlik nou Engels gepraat, toe sê hy vir hom, maar jy weet ons vier dit nie. Ek dink is 'n tyd van getuienis. So dis dalk 'n uitdaging vir ander mense weer. Kersfees. Maar ek dink ook baie van die ander gelowe lag ook lekker breed bank toe, nê, soos die mense geld spandeer. Maar wat is Kersfees? Wat is dit om 'n ware Kersfeesganger te wees? En dan, elkeen van ons het 'n eie Jesusbeeld, hoe ons Jesus sien. En ons moet ons self oor en oor weer toets. Hoe sien jy Jesus? Wat is jou Jesusbeeld? Want dit gaan jou prioriteite in die lewe bepaal. Dit gaan wys watter hoop en verwagting jy het, ook vir 2023. Wat is jou Jesusbeeld? Nee, en baie keer maak ons van Jesus wie ons wil hê hy moet wees. Nee, ons probeer God skape na ons beeld. Ons kan dit nie reg kry nie, maar jy maak dat hy in jou lewe inpas. Dat hy sy plek inneem wat vir jou gemaklik is. Nee, dit is my Jesusbeeld. Ek probeer die Here beperk in my lewe. Dis wat gewoonlik gebeur. En as jy dink jy die Here uitgesorteer, nee, as jy op verkeerde pad, jy sal nooit die Here uitsorteer. Hy's ver meer as wat ons kan dink. Hy's groter as ons. En jy moet jouself hierdie toets, wie dink jy is Jesus? En dan sien ons ook hier in Jerusalem, daai eerste Kersfees, as ons dit so kan stel, nê? Die eerste Kersfees sien ons hoe mense verskillend gereageer het op die Kersevangelie, dat daar 'n koning van die Jode gebore is. Jesus is gebore. Ons sien hoe Herodes gereageer het, die priesters en skrifgeleerdes, en ons sien ook hoe die almal in Jerusalem, nê? Daar staan Matteus 2 vers 3, die koning Herodes hiervan hoor, was hy in die hele Jerusalem saam met hom ewig ontsteld. Nee, oor die boodskap wat die sterrekykers gebring het uit die ooste uit. God is baie groter as wat jy kan dink. Moenie die Here beperk nie, moenie dink jy het hom uitgesorteer nie. Wie is Jesus? Eerste ding wat hier baie duidelik uitstaan is, nê, die boodskap wat kom, die koning van die Jode. Matteus wil Jesus bekendstel aan sy lesers dat Jesus is die koning van die Jode. Hy's 'n koning. En elkeen wat met hom te doen kry as koning, moet 'n beslissing maak. Nee, word 'n keuse vereis. Gaan jy hom aanvaar soos wat hy sê hy is en wie hy is, of maak jy hom soos wat jy wil hê hy moet wees? Daar's 'n keuse. Hoe reageer jy op die koning? Of koning Jesus? En ons lees in vers 3,
Herodes en al hierdie ouens in Jerusalem was ewig ontsteld. Nee, en hierdie Griekse woord wat hier gebruik word beteken om angs en bekommernisse te ervaar. So hulle was nie bly nie, hulle het nie partytjie gehou nie. Hulle was ewig, hulle was vol angs en bekommernisse oor hierdie boodskap, oor die Kers-evangelie. Hoekom? Want hulle het 'n verkeerde Jesus beeld gehad. Want jou Jesus beeld bepaal dan ook jou reaksie. Aanvaar jy die goeie nuus of is jy dalk beangs, ewig ontsteld? Kom ons kyk nou hoe het hulle gereageer. Ou Herodes, koning Herodes, in ons Kersangdiens het Matt nogal koning Herodes gespeel en ek dink hy het hom nogal goed uitgebeeld, nee. Koning Herodes was maar 'n wrede ou gewees. Natuurlik, nee, hy was so wreed gewees, hy was 'n koning, 'n Edomiet wat aangestel is deur die Romeinse regering en hy was 'n wrede koning gewees, nee. Hy het met 'n eysterscepter geregeer. Hy was baie wreed. Hy het 3 van sy eie seuns vermoor, doodgemaak, omdat hulle sy koningskap bedreig het. Hy was bedreig deur hierdie 3 seuns en toe maak hulle dood. En dan weet ons ook later hoe het hy beveel dat al die kinders van 2 jaar en jonger in Bethlehem en omgewing doodgemaak moes word. Hy was 'n wrede koning. Hoekom was hy so wreed? Nee, want sy koningskap, hy het bedreig gevoel deur hierdie boodskap. Die koning van die Jode. Hoe kan hulle kom en sê die koning van die Jode is gebore? Ek is dan die koning van die Jode, het hy geredeneer. En daarom het hy niks, het hom beperk, dat hy sy koningskap kan behou. Dis wat vir hom nie belangrik is. Maar is nogal snaaks, hy is die eerste wat sê Christus, nee, gaan kyk waar moes die Christus gebore word. Natuurlik het hy geweet dat die Jode die Messias verwag het. En hy was bang vir die Messias wat gebore gaan word, want dit wat vir hom belangrik is, word bedreig, sy koningskap. En hy het Jesus heeltemal verkeerd verstaan. Nee, dit is eintlik so ironies dat die koning van die Jode op die einde toe Jesus gekruisig is, wat het bo-op gestaan? Die koning van die Jode. Hy het nie verstaan dat Jesus die koning is wat ons weer met God kom versoen. Dat die titel koning van die Jode wys eintlik heen na die kruis en die versoening wat deur die kruis plaasgevind het. Hy het misverstaan, maar hy het bedreig gevoel. Dit wat vir hom belangrik is, word bedreig, sy koningskap. En het kan by ons ook, maar baie keer so wees, nee, dat Jesus is bedreiging vir dit in my lewe wat belangrik is. Van hoe ek my lewe nou van hou. Nee, ek hou van hoe dit nou is. Ek hou daarvan om maar koning van my eie lewe te wees. Nie onder die Here se heerskappy te kom, onder Jesus se heerskappy te kom nie. En ek voel bedreig baie keer deur Jesus se koningskap in my lewe. Want dan sal dalk 'n paar praktyke wat ek moet verander in my lewe. En wat vir my, ek is alright daarmee. Ek onthou, ek was so pas as 'n dominee bevestig, eerste gemeente, en daar kom toe 'n jong man na my toe vir berading en praat met my. Toe sê ek vir hom, maar het jy al regtig Jesus as koning aanvaar? As koning van jou lewe aanvaar? Ja, ek het belydenis van geloof afgelê. Maar ons weet ook hoe kan mens deur daai emotions gaan, né? Net deur die proses gaan. Die dominee vra die vraag en jy sê op die einde ja. Toe sê ek vir hom, sal jy bely hardop en sê, Here, ek aanvaar U nou as die koning van my lewe. U het my verlos, U het my sondes betaal in die prys as koning, en U is nou die koning van my lewe. En daai jong man het weggegaan. Hy het gesê, ek moet eers daaroor gaan dink. Hy's 'n belydende lidmaat van die gemeente gewees. Dit moet ons maklik wees, ja, natuurlik. Hy is die koning van my lewe. Maar hoeveel van ons, nee, wat Jesus bely as verlosser, het hom nog nie aanvaar as die koning van my lewe nie. Ek wil verlos wees, ja, maar ek wil my lewe lei soos wat ek dit wil hê. Nee. Ek wil Jesus net byvoeg. Ek het my lewe, hy is net 'n deel wat bykom. So dat as ek eendag doodgaan, nee, dan gaan ek hemel toe. Maar hierdie kant van die graf is dit maar my lewe, eintlik.
Ons lees ook in die evangelies ook, net daai jong ryk man wat gekom het, gevra het, wat moet hy doen om verlos te word? Toe sê Jesus vir hom, doen dit. Toe sê hy, ek het dit al reeds gedoen. Toe sê hy, okay, maar nou, gaan verkoop alles. En hy het geweet, hy het baie besittings. Gaan verkoop alles, geef vir armes, en daai jong man het bedruk weggegaan. Ek kan daarom sê, daai ander jong man waarvan ek praat, het dan weer teruggekom. En hy het ook Jesus kom bely as die Here van sy lewe. En dan kan die Here met hom die pad stap. Moenie in kompartemente leef nie. Maandag tot Vrydag is ek die beroepspersoon, my beroep. Vrydag en Saterdag is ek die sosiale vlinder en sportman of sportvrou. En Sondag is ek die kerkmens. En as hier by 12 uur, dan is die kerkmense ook verby, dan gaan ek nou weer aan met my lewe. Daai kompartemente. Die Here is elke dag by jou. Jy's 'n tempel van die Heilige Gees. Dat hy jou lei in elke ding. Daar's nie net dominees en pastore wat geroep is tot die bediening nie. Almal van ons is geroep. As jy Jesus bely, is jy geroep vir bediening. Daar waar die Here jou geplaas het, is jou bediening. En dit is my wonderlik, as ek so kyk ook, hoe mense getuig daar by die werk en so, Ja, noem maar sommer van Christian, wat ook vertel, waar hy nou by African Parks werk, hy is besig om die skepingsopdrag uit te voer, wat die Here vir Adam en Eva gee het. Gaan bewoon, bewerk die aarde, heers oor die skepping, dit is wat hy sy roeping sien. En so kan ek 'n klomp ander noem ook, Maar dit is, jy is geroep. Is geroepenis, ons almal is geroepenis. Pas op. Moenie dat Jesus vir jou bedreiging is, wat vir jou belangrik is nie. Dat hy die koning wees van jou lewe. Nog 'n reaksie, waar ons 'n verkeerde godsbeeld kan hê, en dis hoekom Herodes eintlik gemaak het of hy Jesus wil gaan aanbid, maar hy wou hom gaan doodmaak het. Hy het 'n verkeerde Jesusbeeld gehad. En dan kyk ons na die volgende groep, die godsdienstige leiers. Die godsdienstige leiers, hoe het dit vir hulle gewerk? Hulle kon nie glo dat die Messias wat hulle verwag het, en hulle het die woord gehad en geweet waar die Messias gebore gaan word, dit gaan in Bethlehem wees, hulle kan nie daai Messias koppel aan heidense sterrekykers uit die ooste nie. Nee, die Messias wat kom, gaan een van hulle wees. Hy sou seker ten minste 'n priester se seun wees, of so iets. Of 'n skrifgeleerde se seun wees. Nie gekoppel word aan heidense sterrekykers nie. En so het hulle voorwaardes gestel vir die tipe Messias Jesus moes wees. As jy ook nou verder lees, en waarna Jesus toe kom, kom jy agter hulle wou 'n aardse regeerder, 'n koning, 'n Joodse koning wou hulle gehad het, en dis hoekom hulle hom verwerp het, 'n Joodse koning wat hulle sou verlos het van die Romeinse oorheersing. En Jesus het nie ingepas nie. Hy was nie een van hulle nie. En hy was nie die Messias wie hulle wou gehad het, hy moes wees nie. Hulle het voorwaardes gehad en kies teen die soort Messias wat Jesus was. 'n Verlosser uit die mag van Satan, sonde en die dood. En dis hoekom hulle later, toe Pontius Pilatus hulle keuse stel, Barabbas, Jesus Barabbas of Jesus wat die Christus genoem word. Toe kies hulle Jesus Barabbas. En waarvoor was Barabbas in die tronk? Want hy het tydens 'n opstand teen die Romeinse regering het hy moord gepleeg. Hy was 'n politieke opstandeling gewees, waar hy moord gepleeg het. Hulle kies vir daai tipe Messias, wat die Joodse volk sal kom bevry hier op aarde. Voorwaardes. En ongelukkig kan ons ook baie keer in die Here voorwaardes stel. Mens lees dit mos maar ook in die Bybel, hoe ook baie mense voorwaardes stel, maar ons moet daarby verbykom. Voorwaardes, Here, as U vir my 'n beter werk gee, dan sal ek aan U hulde bewys, hulde bring en U volg. Here, as U dit of dat vir my sal doen, dan sal ek U volg. As U hierdie ou kar van my sal vervang met 'n nuwe een, is dit reg, dan dien ek U. Voorwaardes wat ek stel. Here, as U dit of dat doen vir my, dan dien en volg ek U. En ek dink dit is
Dit is die help vir my die kern ook van die prosperity, nee, die voorspoedsgodsdiens. Ek doen al hierdie goeders, dan moet die Here my beloon. Dan moet hy vir my al hierdie goeders gee. Ek sit R10 in en ek verwag R100 terug. Jy weet, dit is mos nou 100 of 10 maalvoudig en wat ook al. Jy kan jou sommetjies maak. En baie mense gaan daarvoor. En hulle gee, want die Here moet hulle vergoed. Voorwaardes. En dis maar wat die Joodse, so hierdie voorspoedsgodsdiens kom eintlik al van die begin af. Voorwaardes wat ons stel. En eintlik dien jy maar net jouself en is jou godsdiens vals. Hoekom? Verkeerde beeld gehad van Jesus. Hy moet my dien hier op aarde. Dis die hoofsaak daarvan. Nie my verlos van Satan en die sonde. Ja, dis goed, hy moet dit ook doen, maar hy moet hier, in hierdie lewe, moet ek net die beste hê. En dan hierdie valse beeld, Jesus beeld. Mense sou gedink het nadat hulle vir Herodes gesê het, die godsdienstige leiers, sou hulle Bethlehem toe gegaan het om te gaan kyk waar is hy. Maar jy lees niks daarvan. Hulle het nie vir Jesus gaan soek nie, want hy moes in deel van hulle gewees het en hulle godsdienststelsel gewees het. Nog 'n reaksie sien ons in die inwoners van Jerusalem, die volk. Hoekom was hulle ewig ontsteld en vol bekommernisse gewees? Angs en bekommernis. Natuurlik was hulle baie bang gewees, hoe gaan Herodes op hierdie boodskap reageer? Hulle ken vir Herodes, hulle weet hoe wreed hy is, hoe hy sy eie seuns doodgemaak het. En as hy so 'n boodskap kry, wat gaan met hulle gebeur? Hy gaan dit weer op hulle uithaal, en dan kan hy dit ook gedoen, hè? Hy het daai seentjies van 2 jaar en jonger het hy doodgemaak. So hulle het die regte verwagting gehad. Maar, so dit wil sê, hulle het 'n godsdiens gesoek, en 'n Messias sonder die kruis. Wil nie lyding hê nie, wil nie swaar kry hê nie. Ek moet met die minste moeite en probleme deur die lewe gaan. Daar moenie swaar kry. My verhouding met God moenie vir my swaar kry bring nie. Of vra dat ek ook 'n kruis moet opneem en Jesus volg nie. 'n Godsdiens sonder die kruis. En Jesus sê, Matteus 16 vers 24, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. En daarom, en vandag ook nog, nee, soek ons baie keer 'n godsdiens sonder kruis, sonder lyding. En daarom sal ek eerder stil bly. En is ons hierdie geheime agente daar in die wêreld? Ek kan nie hier by die werk getuig van Jesus nie, want my baas is nie 'n Christen nie, my kollegas is nie Christen. Hulle gaan my uitskuif. Bly eerder stil, ek is hierdie geheime agent. En dan leef ek ook so in kompartemente. Nee, 'n godsdiens sonder 'n kruis. Wanneer groei 'n mens die meeste? En dis nie dat ek smart oor myself wil hê of probleme oor myself wil hê nie. Wanneer groei mense gewoonlik die meeste? Wanneer hulle deur daai dip gaan. Dan praat die Here en dan kom jy agter, maar die Here is genoeg. Jesus is genoeg. Hulle sê in voorspoed fluister die Here in jou oor. Want swaar kry, praat hy, skree hy van jou. En mag ook elkeen, ons gaan nog omgee gebed doen, en daar is regtig lidmate wat deur baie dinge beproef word. Ek kan ook net dink, Monica, Kersfees ook sonder jou ma, nee, dit maak daai gemis eintlik net nog groter. En die hele lys wat ons genoem het, nee, ons dink ook nou spesifiek aan die van Straat en familie. Maar dis nou wat mens vashou aan die Here. Dis nou wat die Here openbaar ook wie hy is in my nood. Nee, sien ek die Here is daar. Hy omvou my met sy genade en liefde.
Want soos wat baie mense fees vier in Kersfees, kan in hierdie Kersfeestyd word die probleme eintlik nog meer beklemtoon ook. As iemand alleen is, voel hy nog meer alleen, of sy meer alleen. Alles, dit is al vir pyn ook, alles word eintlik meer verhelder. Maar dan hou ek vas aan die Here. En weet die Here is by my. Hy sal my hier dra. Hy sal my nooit verlaat of in die steek laat nie. Hebreërs 13. En dan die sterrekykers. Dis bonatuurlik dat hierdie heidense sterrekykers sien 'n ster kom op en hulle weet dis die koning van die Jode wat gebore is. Dis absoluut bonatuurlik. Heidene van die eerste gelowiges wat kom bely dat die koning van die Jode gebore is. Dis wonderlik, nê? En so sien ons ook in die Bybel hoe die Here selfs heidene gebruik, nê? Koning Kores, nê, wat van Persië stuur die volk terug, sê vat selfs die tempelgereedskap terug. Die Here is nie beperk net tot ons Christene nie. Hy werk baie wyer. Nee, dis die werk van die Heilige Gees hierdie. Wat daai sterrekykers, wetenskaplikes van daai tyd, dat besef het, maar dit is die Messias, die koning van die Jode wat gebore is. Dit is absoluut bonatuurlik. En jy kan sien, hy ster kom stop voor by daai huisplek waar Jesus was. Dit is absoluut bonatuurlik. Mense hoor dit nog ook vandag, dat hoeveel ouens daar in die Midde-Ooste en so tot geloof kom, moslems wat tot geloof kom, deurdat Jesus net bonatuurlik aan hulle verskyn het. Sonder dat iemand vir hulle nou gelei het na Jesus toe. Want Jesus is ook nie net die koning van die Jode nie, hy is die koning van die heelal. Nadat hy versoening gedoen het in die kruis, net voor sy hemelvaart sê hy, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Absolute bonatuurlike werk van die Heilige Gees. En ek dink hulle geloof is ook maar getoets, hierdie sterrekykers, Hulle kom en nou sien hulle, hier's 'n koning van die Jode, maar dit is so arm hierso. Daar's geen bediendes nie, hy bly nie in 'n paleis nie, niemand dien hom nie. Dit moes absolute hulle geloof is getoets. En hulle nader hom soos 'n regte oosterse manier, hoe in die ooste 'n koning sou nader, Hulle het gekniel, hulde bewys en geskenke gegee. Geskenke wat heeltemal uit hulle plek is, goud en wierook en mirre, in hierdie arm, eenvoudige huisie. Maar dis die werk van die Heilige Gees. En so moet ons ook voortdurend ons denke vernuwe. Wie is Jesus? Wie is hy vir jou? En ons moet hom ook aanbid as die koning van my lewe. Dat hy vir jou bepaal wat jy elke dag moet doen. Want hy soek net die beste vir jou. Romeine 12 vers 2 sê dat God se wil is goed, aanneemlik en waar, en dat God jou lewe verander deur jou denke te vernuwe. En hoe vernuwe hy ons denke? Is deur sy woord en sy gees. En plaas jou onder God se geïnspireerde woord, onder sy Bybel, lees die Bybel, dat die Here jou lewe bepaal, dat hy jou prioriteite bepaal, dat hy jou vernuwe deur sy gees. Dis belangrik, dis 'n groeiproses. As jy gemaklik raak en dink jy het nou gearriveer, is jy op verkeerde pad. Die Here is baie meer en baie groter. En mag ons bly groei, en mag hierdie gemeente ook bly groei in 2023, omdat ons regtig vashou in die ware Kersevangelie. Dat Jesus is die koning van die heelal, koning van my lewe. En daarom bly ek my verdiep in sy woord, bly vra vir die Heilige Gees se leiding, bly om my denke te verander, dat God se wil hier ook sal geskied. En wanneer God aan ons Jesus beelde kom skaaf, dan verander ons. En dan besef ek weer hoe ek 'n verkeerde beeld gehad. Ons kan absoluut ons aanbidding ook, wat ons gesing het ook net nou. Ons kan soveel dinge maak.
hoe mooi die musiek is, wat ook al, nee, maar het gaan oor Jesus. Het gaan net oor hom. Kom ons verbind ons daartoe, om ons te plaas onder die heerskappy van Jesus. Dat hy my kon verlos het, natuurlik, hy het my sondes betaal, God het onder ons kom woon, maar dat hy ook my koning is. En dat hy my lewe bepaal. Ook as ons so saam met familie, nee, ek hoor nou so op die radio, word daar baie raad gegee, hoe om nou weer familie wat jy lanklaas gesien het, en so, daar vrede kan wees in die huis. Nee, en daai raad kan jy seker help, maar die enigste raad, ware raad, is God se woord. Kom ons leef Jesus onder ons familie en vriende in hierdie Kerstyd. Ons dra die regte boodskap oor. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U die koning is van my lewe. U is my verlosser. Ja, U het my sondes betaal. U het my weer versoen, want toe U gesê het, U is die koning van die Jode, dit beteken, dit wys dadelik hier na die kruis, waar U verlossing van sondes, oorwinning oor Satan, sy magte in die dood gebring het. En dat U nou in ons woon, dat ons nou tempels is van die Heilige Gees. En gee Here, dat ons nie, Heilige Gees kom verander ons harte, dat ons nie voorwaardes sal stel, wanneer ons U sal dien nie. Dat ons net ons hart en ore sal oopmaak, om U stem te hoor. Dat ons ook dit, Here, wat vir ons kosbaar is, en het voel of U koningskap dit bedreig, Here, dat ons sal kies vir U koningskap. Ons sal bekeer van daai dinge, dit sal onderwerp aan U, en U alleen volg. En gee Here, dat ons ook bereid sal wees, om kruis op te neem, en U te volg. Dat ons nie in kompartemente sal lewe nie, maar dan ook, Here, in ons alledaagse bestaan, ook by die werk, bereid sal wees om op te staan vir U naam, te getuig. Al spot mense my, al skuif hulle my uit. Dat ek sal opstaan. Want as ek swaar kry kan beleef, omdat ek van U getuig, wat 'n voorreg. Dat ons nie bang sal wees om gespot te word nie. Here, want ons ken U as ons genadige Vader en die koning van ons lewens. Dankie vir hierdie tyd, Here, wat die wêreld ook so bietjie gaan stil staan en ook weer gekonfronteer word met Jesus as die koning van die heelal. En ek bid dit alleen in sy kosbare naam. Amen. Sluit die oor. Vader, neem ons, Here, baie dankie, Here, vir die kans om weer in die huis te wees, Here, in die naam aan te roep. Here, ons staan ook in ons identiteit, Here. Ons is 'n omgee gemeente, gesalf vir genesing en bevryding. Here, is uit daai autoriteit wat ons ook nou bid, Here. Here, ons dra Stefan se broer op aan U, Here. U weet dat dis 'n proses waar dit moet gaan, Here, en dat daar dokters betrokke is, Here. Ons vra vir die wysheid, vir die insig, Here, lei hulle, en lei ook vir Chris, Here, wat baie frustrerend is, Here, waar hy nou sit. Here, maar ons weet U is die koning, Here. Ons vra dat hy sal aan U vashou. Here, ek dink ook aan Chantel, wat ook deur 'n moeilike tyd gaan, en ook in Jean, Here, wat nou swaar dra. Here, ons vra dat U hulle sal versterk, Here. Ons vra dat U hulle sal bystaan. Dat hulle, as hulle terugkyk, sal sien, Here, dat U voetspore langs hulle staan, Here, dat U by hulle is, U hulle versterk. Here, ons vra ook vir uitkoms, Here. U is die groot geneesheer, Here. Ons weet U kan genees. En ons vra ook daarom vir U hand. Here, ek dink ook aan Hannelie, Here, en ook nie net Hannelie nie, daar is ook ander wat met kanker te doen het, Here, en ons vra ook weer eens vir die hand van genesing. Here, waar daar dokters is, wysheid en insig vir hulle om ook die regte stappe te neem, Here, sodat daar genesing kan kom. Here, sodat ons ook in oorwinning kan lewe. Here, ons weet U te doel met al hierdie dinge. Soms 'n bietjie moeiliker, Here, as ons nie heeltemal weet nie, Here, en waar ons ook geliefdes aan die dood afstaan, Here. Ons dink aan Monica, waar dit swaar is, hierdie seisoen ook. Maar ons weet ook U het 'n plan met alles. U is die groot trooster, Here, en ons vra ook dat
dat U sal vertroos, Here, en U sal versterk in hierdie tyd. Here, ons weet ook dat Annie en Davie het ook 'n prosedures gehad waar hulle gecheck het. Here, ons weet ook dat U weer eens saam met hulle stap. Here, ons vra dat U hulle naby aan U sal hou. Ons dink ook aan Fanny Leroux, ons dink ook aan Johan Swart, waar daar nog 'n bietjie onsekerheid is oor wat die volgende stappe is. Here, ons weet U is ook by hulle. Here, laat ons deur al hierdie ook sal besef dat U saam met ons is, Here, dat U voorsiening vir ons genoeg sal wees. Gee ons ook die patience en grace net om te wag en op U te wag, Here, want U het U tyd en U plek. Dan het die gemeente ook Here voorsiening gegee vandag, Here, vir die kerk se werk. Here, ons vra dat U dit ook sal seën, dat ek sal vermeerder, Here, dat ons ook altyd na U sal kyk vir daai voorsiening, Here. Vra dat ook reg aangewend sal word in U kerk. En dankie, Here, vir U genade. Amen. Ontvang die seën van die Here, maar hy wil jou ook as jou koning seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.